kom ons prys die Here. Die koning Heer. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik die Here. Kom ons verheerlik die Allerhoogste. Halleluja. Ons kan niks doen sonder die Here nie. Halleluja. 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 Prys sy naam, prys sy naam. Prys sy naam, prys sy naam. Prys sy naam, prys sy naam. Halleluja. Halleluja. Let's walk the walk of Halleluja. Kom op, verrek sy naam. Kom op, heilig sy naam. Halleluja. Verrek die stem aan die naam van die Here groot. Verrek die stem aan die naam van die Here groot. Halleluja. Glory to God. Glory to God. Ik hoef u niet aan te huts om de Here te prijzen. Ik hoef u niet aan te huts om de Here te prijzen. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. 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 Kom op, kan je die plekken opschudden? Of verrek die naam van de Heer. Halleluja. Halleluja. Jullie mag maar zitten. Amen. Prijs zijn wonderlijke naam. Ik wil vanavond zo van deze gelegenheid gebruik maken om elke een in zijn capaciteit te groeien. Amen. Prijs de naam van de Heer. Elke te goed in zijn capaciteit. Amen. En die roeping waarmee God u gaat. Amen. Ik besef het is net een voorrecht. Amen. Ik dank u, evangelist Petrus, voor die gelegenheid. Amen. Ik heb het niet verwacht nie. Amen. Ik heb het glad niet verwacht nie. Amen. Prijs die naam van die Here. Maar ik dank die Here. Ik dank die Here voor die gelegenheid. Amen. Zelf voor ons apostel Matthijs. Amen. Prijs die naam van die dankie man van God. Amen. Glory to God. Als ons hier die baar is. Als ons hier die baar is. Kan ons die naam van die Here groot maken. Amen. Halleluja. Nou, ik beloof u om jullie baie lang op te houden. Maar ons kan vroeg hier uitgaan. Amen. Als ons hier die baar is. Jullie hoef niet bang te wees nie. Ik is net evangelist. Michael Scholes. Amen. Ik denk, nadat Saulus of Saul, ja Saul, nadat hij gesondigd het in God en Samuel raak bedroef oor die ding wat Saul gedoen het. En hy gaan na Bethlehem, Juda en die oudstes van die stad kom na hom toe, bewe sê die Bybel. En hulle vra hom, wat is jou koms? En hy sê, my koms is vrede. En wil julle groet met die vrede van die Here, halleluja. My vrede aan elke een van hom. Glory to God. Nou, ik hou niet van preek voor gelovigen. Ik is evangelist, ik preek niet voor gelovigen. Ik hou niet eens daarvan. Ik hou niet van zondag in de kerk preken. Amen. Ik hou van die veld. Ik hou van uitgaan van zondags preek. Om hulle tot redding te brengen. Amen. Als ik denk aan Philippus, halleluja, die evangelist, de Bijbel zegt, kom in de stad van Samaria. En hij bracht plek van in die stad van Samaria en opschudden dat Simon die toverheks tot inkeer komt. Halleluja, en dat betekent dat die man van de Heer met de entourage geloop van engelen, halleluja. Hij was een heerser, hij gebieden oorgevallen. Nou als je tot Sangoma tot inkeer brengt, moet je via die kracht van God en die woorden gebesmet je.
kom in die jaar 2022 in Salaries Paas. Die Here roep my, hy sê vir my, gaan Salaries Paas toe. Ek het nie verstaan nie, ek sê, Here, ek is nie verdien nie. Maar die Here sê, gaan Salaries Paas toe. En julle weet, daar is 'n tyd van load shedding. As load shedding, boop 'n load shedding, boop 'n load shedding. Amen. Maar die Here sê, gaan. En my moeder sê vir my die aand toe so loud, die eerste aand van load shedding, wil jy nog aangaan? Ek sê die Here het my geroep. Ek het nie geroep, die Here het my nie geroep saam met die krag van Eskom nie. Ek het 'n ander source van krag saam met my. En weet jy, ons staan eers die Sondag, die Maandag, die Dinsdag toe begin hy load shedding. Maar ek sê vir jy, die Here was so met my in die load shedding, dat die hele helfte van die mense wat gekom het vir die diens, en die snaaks en al, ek het eenvoudige postertjie gepost. En 'n man kom die Sondag in die diens, hy sê vir my, ek het hom nog nooit gesien nie, maar die Here bring 'n gesig in my, en ek sien vir jou, kom in die tent, kom in die plek, in die saal, en die krag van die Here word in jou geopenbaar. En weet jy die krag van die Here, dat is geopenbaar in Salaries Paas. As jy gehoor het van hy ewige rus daar in Salaries Paas, hier staan ek vandaan in lewende lywe. Het gaan nie oor die bekendheid nie. Gaan nie oor die bekendheid nie. Paulus skryf 'n baie mooi ding aan die Korintiërs, hy sê my woorde is nie in oorredende woorde nie. Hy sê maar dit is aan die betoning van gees en krag. So, dat beteken as die krag van die Here nie geopenbaar word nie, kan mense nie die werklikheid van God sien nie. Jy sien, God soek 'n container om hom te behou op aarde. Halleluja. As ek dink aan Henok, hy was so vol van God. Dat beteken hy was leeg van homself en hy was vol van God. En die Bybel sê, Henok het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, van God het hom weggeneem. Dat betekent dat God in die hele wese van, halleluja, het hem aangetrek. Hy het op zijn lichaam aangetrek soos 'n overpak. Hy nog nie besit gehad in ons eie lichaam. He called the rapture before the rapture happened. En so sê die Paulus. As jy 'n Bybel het, in die boek van 1 Tessalonisense 4, vers 16. Hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van die basun van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. As ons sê die Paulus. Ek gaan weer lees, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basun van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Dis nie almal wat hierdie sound of hierdie klank sal hoor nie. Sê vir iemand langs hier die klank van God. Sê vir iemand langs hier die klank van God. Sê die klank van God. Oké, kom maar maak het makkelijker. Sê vir iemand langs hier the sound of God. So dat beteken daar is in die stem is daar 'n klank wat jou aan mense bekend maak. So die manier as jy praat, sal mense die klank van jou stem hoor en hulle sal herken wie die eienaar van die klank is. En so sê die Paulus. Daarom sê nie almal sal hierdie sound hoor nie. Jy sien, wanneer jy doof is in jou ore, dan moet jy gaan vir 'n hearing test, en die ding wat hulle in jou ore sit is die woord word genoem ultrasound. Daar is 'n diep sound harder as die speakers vanaand praat.
decibels. Hulle treble echo. Hulle buis en hulle mits, halleluja, om die sound te echo, om te treble deur die decibels, halleluja, om te treble sonder dat die sound voete of bene het. As ons nie die waar is. Hierdie klank wat nou hier vandaan praat, hier deur hierdie bokse, hy het nie voete nie, hy het ook nie, halleluja, video om te ring nie, maar die sound treble, halleluja, deur die decibels en deur die stem se bas, halleluja, beweeg hierdie stem, halleluja, en het bring 'n klank in jou ore in. Daarom sê nie almal sal hierdie sound, hierdie klank eendag hoor nie. En weet jy, as jy hierdie stem, as jy hierdie klank hoor nie, want die Bybel sê, hy roep met die stem van 'n aartsengel, halleluja, in ander woorde, het kom in 'n ultra dynamic sound, wat nie almal op 'n high pitch kan hoor nie. So dit beteken, halleluja, dat hy moet jou gees moet hy channel aan 'n frekwensie om met die sound te hoor en te verstaan en te herken aan wie die stem behoort. As ons hierdie Paulus, want die Bybel sê so mooi, dat die skape herken die stem van sy herder, as die almal wat die stem van die herder sal ken nie. Met die laaste bassyne. Weet jy dat daar het al bassyne afgegaan in die era? Weet jy dat ons staan nou op die laaste sound? NASA bel aarde toe. En hulle vra wat se trompette en bassyne hoor ons hier van space af op die aarde. Hulle sê is niks sound of drome of trompette nie. Want nie almal kan die high pitch sound van God hoor nie. Jy sien, as die keyboardspeler speel, wat gebeur met die klank? Wanneer die klank jou betree, wanneer jy dit voel, dan bring dit jou aan die wil van die klank. En jou liggaam het geen manier om te reageer aan die klank nie. Dan alle woord jy kom submit onder die wil van die keyboard se klank. En jou liggaam het nie 'n ander manier om te beweeg volgens die klank. Dat hier jou tree nie. Halleluja. En het gee jou, halleluja, in die wil van die klank van die keyboard. Om te reageer, om te move volgens die klank wat gespeel is. U gejuig sonder dat u wil gejuig het. Van die klank het jou beweeg. As ons sê die Paulus, die klank het jou gemove. Jy het nie jouself gemove nie. As die keyboardspeler nie gespeel nie, was daar nie 'n sound vir jou om te juig nie. Maar omdat hy sound hier gekom het, het jou liggaam gebring. Hoe weet Lazarus, behalve dat het die stem van 'n aardengel is, 4 dae dood. Wat kos het hom wat dood is, dat die lichaam na die aardsengel sound gehoor het. God kon nie die oomblik sê, dooie staan op nie. Hy moes sê, Lazarus, jy moet opstaan. Halleluja, en die Bybel sê, dat die oor het gehoor, wat die stem gespreek het. En hy moes opstaan teen die sound van die aardengel. Toe kon die dooie nie dood bly nie, maar die ultrasound, halleluja, want sy ore was doof en hy kan nie gehoor gewees nie. Here prys U. Sound has no barrier. Mense word mislei deur verskillende sounds, verskillende klanke. You become a slave of the sound that controls you, that brings you under the will of the only sound that you, halleluja, wat jy aan jou eie lichaam toelaat. Jy sien toe van die wereld was, halleluja, toe ons het 'n loosbokkie ding gesing het, die gekom onder die sound.
Because there's no sound without a spirit. As ons hierdie bares. Hulle hoor 'n roering. Die man by die bad soek 'n roering. Maar eintlik wag hy vir die sound. Ek wag nie roering nie, maar die sound. Want as die vader wat stil lê, as hy dit kan nie op die vader slap, dan gee die klank af. Hy het gewag vir die roering van die klank om aan te spring. Maar hy oomblik, halleluja, as hy wou gaan. Must be the sound wat sy lichaam, halleluja, van 38 jaar hoor hy die sound, maar hy kan nie responde om aan die pad te klim om die sound. When you come under the sound of power, and the sound of obedience to God. Hallelujah. Prys die naam van die Here. Ek dink prys die naam van die Here. As hy vir 38 jaar net reg geluister het. Jesus was 33 jaar. En die man was 38 jaar. En hier kom Jesus. Hy sê, hier aan mekaar, hy sê, nie, vergeet nou die sound. Hier staan die bron van die sound. Hy sê, sonne, wil jy gezond word? Hy sê, hy sê, wil jy gezond word? Hier is die bron van die sound. Halleluja, in die Bijbel sê, hy sê, staan op. Die deel kom sê, staan op, en hy sê gewoond, hulle sê, staan op nie. Hy ken nie dat klank nie. Halleluja, maar toe jy opstaan. Halleluja. Van die sipette en die loop hy van die sound en om die power gegee. Dat beteken dat die sound van sy siekte was te loud, dat die sound van gezondheid kon gehoor het, dat die ultrasound met die vibration en die buis van God hier kan drum, halleluja, tot sy lichaam om tot geneesing te kom. Van die dokter het geloof gesê, sy kan vir ewig met suiker en diabetes aan die lewe en die loop nou op die sound van behandeling. Ek sê maar daar is 'n ander behandeling, dat hier sy wonde het aan geneesing. Vir ons, halleluja, wat die Here dien, en ons kan nie op die laaste dag die sound van God hoor nie. Profete as territorial commandes aan die geestelike realm. Daarom was Samuel nie reg genoem Samuel die profeet nie, hulle het hom genoem die siener. Dat beteken die heerser, die judge, halleluja. Want toe, halleluja, toe Saul kom, nadat die dode beseerders, halleluja, verwyder en dood gemaak het, toe soek Saul 'n antwoord van die Here, halleluja, maar hy kom by die dode beseerder. En hulle sê, noem die naam. En die Bijbel sê, en sy noem Samuel sy naam. Die fout wat sy gemaak het, toe sy die klank van Samuel sy naam uitdra, halleluja. Sy die Bijbel, toe kom daar 'n bo-natuurlike vlees. Hy het hom geken as 'n loukraag Samuel die siener, maar toe in die gees opstaan, toe staan hy as 'n judge, toe staan hy, halleluja, as die volk van van Samuel. Sy woorde, sê die Bijbel, het nie op die grond geval nie. Daarom toe hy weet, die broer van David wil Saul as koning, toe moes God sy sound stop. Hy Samuel, hou jou mond. Het is nie die koning nie. Want as het so was en Samuel uiter die sound, dan was selfs die broer die koning. Want God kan nie die sound keer wat Samuel praat.
En die Bijbel zegt, zolang ze wat samen geleverd, was die hand van God in die verschenen. En dat was een sound. Dat was niks gemaakt op die aarde die begin. En die aarde was woest en duisternis was op die watervloed. En die geest van God het beweeg. En die Bijbel zegt, die eerste zang wat teerkom, had dan licht wees en onmiddellijk die verskyn licht. Maar die licht kon nie verskyn het sonder die klank of die zang van God nie. Sê vir jouself, die sound van die Here gaan my uitbring uit my gevangene. Sê die sound van God gaan my uitbring uit my verdrukking. Sê die sound van God gaan verandering bring in my gemeenskap. Die sound van God gaan maak my generational curses opbreek. Die sound van God gaan my lichaam genees. Die sound self toe Saul deur 'n bose, die Bijbel sê, hy was 'n bose gees aan God. Wat die Dawid so speel en die klank van God so, halleluja, beweeg. Toe moes die gees wegvlug, van die sound bring verlossing, die sound bring bevryding, die sound van God bring die vyand. Daarom sê die Bijbel dat musiek regeer die hemel. Want dat is een sound. Want die kwaaie directe die kwaaie directe afgedaald op die aarde. En nou sit Satan met alle instrumenten die Siegel 28 in hom. Van hoe kom ek die klank af? As ons hier die baris, wat regeer die aarde is musiek op hierdie oomblik. As ons hier die baris, ek sê nou kom uit die frekwensie uit en stel jou stasie op die stasie waar jy die stem van die Here kan hoor. You need the sound. Jy sien die klank van my mond, ek speel met die klank nie. Ek het door een aand toe, een dag, ek en my vrou wil tuils koop vir ons huis. En ek sê, vir die dienaar wat saam ons ry, wat vir ons ry, ek sê vir hom, hy sê, dienaar, ek moet eers die kap gedaan in die Spaans en dan moet ek terugkom. Ek sê, meneer, ek het een sound op my mond. Ek sê, ons gaan die tuils koop en het gaan nie reën, ek gaan achter op die bakkie sit. My vrou gaan voor sit, maar ek gaan achter op die bakkie sit. En ek gaan roep, dat het nie moet reën, as ek so toe gaan en terugkom nie. En ek spreek met die reën en sê, die reën nie, terwyl ek op achter op die bakkie sit. Ja. Van die reën as 'n creature, as ons hier die baris. En ek praat met die reën en sê vir die reën, jy moet nie reën as ek achter die bakkie sit. Daar is my vrou. Die sit sy weer. Ons so toe gaan droog en teruggekom droog. Toe by die huis kom, toe val die reën. Van die sound, as Elia die hemel toegesluit het vir 3 jaar en 6 maande, halleluja, het was die sound wat hy geuiter het, halleluja, van die hemel toegesluit het vir 3 jaar 6 maande, nie moes gereend het nie. Because he carried obedience in the courts of heaven. Your sound is determined by your obedience to God. Total obedience will bring you under the submission unto God. That His sound will echo through your mouth. As ons die baris, jy het die klank. Sê vir jouself, ek het die klank in my. Sê, ek het die klank in my. Hy was nie weg nie, hy was lang al daar. Daarom sê die Here, moet nie sê, hier kom die koninkryk en daar kom die koninkryk.
dat die koninkryk van God as by julle, moet jy so dwaas wees, wat iets soek wat jy al lang al het nie. Niet het dwaas soek, wat jy al lang al het. As ons hier die baars. As ons hier die baars. Daar is 'n sound vir kanker. Daar is 'n sound vir diabetic. Daar is 'n sound, halleluja, vir HIV en TB. Ek sê maar halleluja, van jou. Daar is 'n ding van mense, behalwe die dokters. Want dokters, hulle vertel ons op klomp leuns. Ek weet waar aan gaan. Ek was daar. Wil jy baie dinge praat hier? Mense denken man, raak snaaks dinge goed. Ons eet so lekker Kentucky en burgers en baby. Maar ons eet onsself. Maar niet maar. Die reden hoekom ek praat van die sound. Die reden hoekom praat ek van die sound. Want die Bijbel sê dat toe hulle toe eendrachtig aan die boek vertrek by mekaar was. Daar was eers 'n eenheid en die Bijbel sê en daar was 'n geluid soos 'n geweldige gerakwind wat die plek vervul het. Hoe was het moontlik? Het was die fees van die Jode, die Pinksterfees. En net 120 apostels hoor die klank. Die Bijbel sê het was 'n geweldige gerakwind wat die plek vervul het. Maar niemand kon die sound hoor van die geweldige ruk van uit die hemel nie. En toe was op hulle tonge gesien soos sandvuur, wat op hulle self verdeel. En die Bijbel sê hulle begin spreek aan die ander tale, soos die Gees gegee het om uit te spreek. Toe moes hulle, halleluja, hierdie sound wat van ons weggevat was, halleluja, by die toren van Babel, moes God weer restaureer, dat ons kan kom tot die original sound, halleluja. Ek dink daar gisteraand, terwyl ek bid, ek kom net na die rouwdiens, kom ek huis toe en die Heilige Gees laat my nie met rus nie, sê jy moet gaan bid. Ek sê, Here is koud en Here sê vir my, gaan bid. Ek is 'n slaaf van die sound. Ek kan maar hoe weet ek is 'n slaaf van hierdie klank. En ek gaan bid. En terwyl ek bid, sê die Heilige Gees vir my, terwyl ek die wegraak in tale en ek raak al dieper en dieper. En totdat die Heilige Gees my bedien, my kind, die praat die oorspronklike taal wat ek gepraat het. En onmiddellik, ek deel met u, we gaan een skinny nou hier buiten, en ek sien 'n engel, halleluja, prys die naam van Asherib, halleluja. Nou, ons moet die verskille kyk van engele en Asherib. Asherib, as die een met die vlerke, halleluja, en 'n engel is 'n normale engel sonder vlerke. Hy lig sy vlerk op, en sy vlerk is so groot soos 'n land. En hy draai hom so, halleluja, en die oë aan die buitekant en aan die binnekant van die vlerke. Maar met elke knip gee het 'n sound vibration af, terwyl ek in gebed is. Hoekom was het nodig vir die sound om neer te daal op hulle? Want die sound was weggeneem in die toren van Babel, want God het verwarring geskep. En God bring die taal weer terug. Ek weet van ons gelowiges wat nie met die tale bid nie. En ons weet van die tale basandi en al die goede. Rabara nee. Dis pas nie gibberish nie. Dis maar die tale van God. Die uitstorting van die Heilige Gees. Van die Gees van God kom met 'n sound. En die Bijbel sê dat daar was 4 melaatse manne aan die boek van Konings. Hulle sit buite die stad en die Bijbel sê en daar was armoede en hongersnood in hulle land. Maar die Bijbel sê halleluja, die een moedig die ander een aan en sê, jy, as ons hier bly, sterwe ons.
En die ander kap die ander en jy ons moet opstaan, ons kan nie hier bly leef. Daar was 'n sound exchange met mekaar. En elke een se sound het iets gebring aan die ander een. Het was 'n saluut van een 4 mans, maar een ding met die harte gegaan. Ons kan nie sterwe hier nie. En die Bybel sê hulle staan toe op. En hulle begin aan die lager van die Arameërs. Die Bybel sê, toe hulle kom daar, toe sien maar die lager is leeg. En as niemand in die lager nie, wat het hier gebeur? En die Bybel sê, van God, halleluja, deur hulle eenheid, het God, halleluja, gedryf van berge, halleluja, en 'n ander geluid vir hulle laat hoor, dat hulle dink, jy is oorlog. Maar dit was met 4 mans, wat so magtig geraas het, hulle maagd het so geraas, dat die Arameërs gedink het, halleluja, aan 'n oorlog, wat besig is om plaas te vind. Kan 'n mens so maagd so raas, dat het 'n oorlog bring, teen jou teestanders. En weet jy, miskien is u ook honger van iets. Daar is 'n honger in jou. Maar jy sien, wanneer jy honger is, dan maak jou maag 'n sound. Want jy is honger, halleluja. En as jy honger is, gaan jy seker maak, vir die sound, halleluja, wat opgaan na die brein. Om jou mond op te maak, en om te eet, om die klank stil te maak. Die vyand wil jou stil maak. As ons sien die paras, hy wil jou stil maak, terwyl jy honger is van genesing, honger is van verlossing, honger is, halleluja, van die realiteit van God, halleluja. Maar vanaand kan jy weer jou sound restore, en op die regte plekke, onder die regte denkdoeke, onder die regte klank, halleluja. Net die sound. De Here sê vir Joshua, ek gee Jericho in jou hande. Maar loop 7 keer, elk een keer 'n dag, om die mure van Jericho. Hulle het nie buitels gebruik nie. Hulle het die hamers gebruik nie. En by die 7de keer, die laaste dag, toe moes hulle 7 keer weer omloop, om die mure van Jericho. Want die mure was te hoog vir hulle om in te gaan. En hulle loop om die mure van Jericho. En op die laaste dag, hulle laaste keer, en die Bybel sê, en die Here sê, en Joshua sê vir die volk, hulle praat vir 7 dae nie. Hulle hou 'n sound binne hulle. Hulle trek hulle sound aan hulle. Halleluja, vir 7 dae was daar total silence. Totale stilte onder die volk. Al geraas wat er was hulle voete. Om die mure van Jericho. En op die 7de dag, toe hy sê vir die oudses of die priesters, plaas op die ramsoring. En dan laat hoor jy julle stemme. En die Bybel sê hulle staan terug na die 7de dag. En hulle echo uit hulle uit, halleluja. En die echo kom deur met treble bass ultrasound. En die Bybel sê die mure het aan die plek, halleluja, aan mekaar geval. Hoe kan klank 'n concreet muur in die fundament laat kramp? Net hulle sound, toe hulle skree, halleluja, prys die, toe hulle 'n kruisskreeu aanroep, toe val die mure met die poorte in mekaar, op die plek. En hulle beval Jericho. Net deur 'n sound. Daar's mure in jou lewe wat moet val. Maar dit maak hier 'n sound. Te lang hou die vyand jou stil, maar vanaand moet jy skree. Te lang hou die vyand jou stil, vanaand moet jy skree. Hy hou te lang stil in jou huwelik. Hy hou te lang stil in jou
Hij houdt je tot langstellende omstandigheden. Maar vanavond gaat hij schreeuwen. Vanavond gaan die woord schreeuwen. Gaan die kracht van God schreeuwen. Gaan die liefde schreeuwen. Gaan die Godse genade schreeuwen. Nee, die sound. Nee, die sound. Als we zien die bares. Als we zien die bares. Mijn broer is werkloos. Je maakt hier een sound. Van die, toen de Heer in Ezekiel als hij niet laagde. Hij zei, Heer, op één woord. Maar toen zei de Heer, ja, op mijn woord. Maar ik heb jouw woord nodig om mijn sound te echo. Om mijn dorpheden bij elkaar te brengen. I need the voice of your sound. Zo zie je die bares. Zo zie je die bares. Verstaan ons die bares. Ik denk het om dieper te vatten, zuster Melissa. Dank de Heilige Geest. Het is de tweede keer dat je die boodschap bedient. Ik heb het nou 2 weken terug bediend. En ik heb van stom gestaan hoe die Geest van God kan bewegen. Je ziet die pulpit en ik geleerd het. Jij moet gevuld worden met die Geest van die waarheid. Want God houdt je in gerig van elke woord wat je uitroept op die altaar. Weet je van iemand zo net boodschappen wil bedienen. Weet je, als die priesters in die Oude Testament, als hulle daar aan die heilige van heilige kom, en voorbij die heilige gordijnen is, als hulle daar binnenkom en hulle enige type sound, wat nie Godse sound is nie, die buitenkant, hulle moet klokkies lee, hulle moet klokkies om hulle jip, hulle lee, halleluja, en met die touw hou die ander priesters, halleluja, hom vast, so as hy doodval daar binnen, en trek hulle hom uit, van hy is dood. Hulle moet eers hoor as daar 'n sound. En zo zie je die bares. Van is dat niet klokjes leggen aan de heilige van de heilige, trek je uit met die touw. Alles wat je aan moet, die moet heilig wees. Dan moet je bij je vrouw slapen. En nou het ons die voorrecht, door die bloed van Jezus. Zeg die Bijbel, het ons nog die voorrecht om aan die tegenwoordigheid van God te komen. Waar het niet makkelijk was voor ons om in te gaan. Ons kon niet makkelijk met God gepraat het. Maar nou het God ons een sound gegeven. Ik vraag elke dag de Heer, wat was die laatste sound wat hij geschreeuwd op die kruis? En het weer met de harde stem geroep. Wat was die stem? Wat was in die sound dat hij weer moest schreeuwen? Dat die Bijbel, dat moet recorden, dat hij, halleluja, nadat hij met de harde stem geroep, wat was in die voice? Wat heeft hij geroepen? Als je die stem van de Heer op die laatste dag hoor nie. Amen. Als ons het niet gaat doen, als ons geest te gaan channel tot die stem van de Heer om hem clearly te horen nie. Op die laatste dag als die basuin gaan blaas, zal het voor ons dus mis van die zon wees. Verloren zal ons wees. Je hoeft niet een expert te wees om je hele Bijbel te kennen. Sê nie, dit is nie nodig nie. Maar dit wat jy het, skryf het op die tafel van jou hart. Bind het om jou hals. Ken hom aan al jou vier. En hy sal jou baie vir jou groot maak. Kom ons staan. Jy het 'n stem nodig. Die stem is binne jou. Jy wacht voor wat zijn profeet, jy wacht voor wat zijn apostel, of wat zijn man van de Heer om te komen om voor jou iets te release. Hij zal dus binnen jou. Jy moet het niet release. Kom ons leg je hand op. Ons maakt jullie oor. Roep voor een ogenblik uit naar de Heer. Roep voor een ogenblik uit naar de Heer. Sapria kabahandi ya saperodiate.
Lemakasia Capriata Lavandes, Shalefria Capriate, Lemesia Caperada, Reveradia Cosia Setemaniate, Librusia Caperadiate, Leperusiaca, Lecatia Capriano, Lefrentia Cestosiate, Helemesasiate, Helemeradia Capriano, Librusia Setamahandia Setica, Leperusiaca, Lalia Catoperada, Reveradia Tesolia Seca, Helemesiate, Reverusiaca, Helecapriano, Lemesia Capriate, Helemesiate, Licaniate, Leperosiate, Lalia Catopia, Elesia Sisia, hello, Lemiate, Latepera, Shaka, Sasiala, Brabmir, Vrepioshim, Satamania Sekita, Lamia Kesopriana, Lelia Sheka, Leta, Taperado, Lelia Shaliala, Shasia, Atayamania Sekata, Lelia Tesiala, Le cobra, Somenaria, le processi di mala, le lesciala, le caperati, Sasisa, le caterà. Come on, provide thy sound, provide thy horn like a trumpet joint, Sato Merada, Liperosiate, Lekataba, Sasa Bremela, Lemesiaka, Pepra, Sasa Siale, Lemesia, Pepra, the Sasala, Lelichanama, Memeate Siate, Rakagati, Tessalino, Lemeate, Shaliate, Pera, Lemiate, Pepra, Peradiale. Das recht. Le Faradavandia Segamondia, le Mecoscia Namondia però, le Broscia si sono, Memiante Salagaia, e le Elementallo, e Velocia Cati Tempeli, le Brudana, le Mempera, le Brescia Sinasisa, le Catarate Tela, le Teleleva, le Bratiate, le Bro. Pepariscia, le chiede da moda, le veromeate, le processisce. Shavanaria Canavaria Secata, la mancia sepro, le però, sasissanamo, però, l'ifradiaca, e tetro, le lettero. That's right. Echo that sound. Let that sound of yours break the barrier. Let that sound of yours break the yoke. Let that sound of yours break that spell. Break that witchcraft. Liatesiana. Liberosiate, Fernate, Tosali, Sibria, Lepera, Dia Sessiala, Lebesiate, Lao.
Maria Soperi, le saprate tefrola, le devasina Maria Sike, e tosalasia inselini, le credo da pesha, de rabera, e le meia la seta, la cape prola, e le mape rosa sita, la che Jesus, touch with the power of the Ghost. Touch with the power of the Ghost. Touch with the power of the Ghost. Jesus. Als we zeggen die Paulus. Voor die ogenblik moet ik eens gaan praten met die voorste van Makassar. Amen. Voor het manste, een enige plek, communiceer ik eerst met die voorste van die plek. Amen. Want ik kan me ongeluk hier. Als we zien die baris. Als we zien die baris. Geef ons aan die wijs van die manspersoon. Hy sukkel met jou urine. Het brand as jy toilet toe gaan. Sommige kinders het gesien, daar kom bloed uit. Die toilet toe gaan. Die Here wil jou genees vanaand. Die Heilige Gees bedien met jy bly doodstil oor hierdie situasie. En jy raak bekommerd in die stilte. Maar eintlik is jy besig om jou eie agteruitgang te bewerkstellig. Want God het nog 'n plan met jou lewe. Amen, God het nog 'n plan met jou lewe. Jy hoef nie skaam te wees nie. As dit vir u genesing is, jy hoef nie skaam te wees nie. As ons sien die baris. As ons sien die baris. Kom gee die broer. Kom gee my broer, kom hier. As jy 'n dienaar, as jy evangelis, wat is hy? De broer. Maar jy sien jouself in drome preek van mense. As dit so, jy preek, jy sê evangelis my broer. Jy die begeerte van die evangelis. Amen. Maar as daar dingetjies wat jy nog kort kom, onder wie dien nie? Jy sê evangelis die apostel. Maar is 'n baie teruggetrokke persoon ook. Amen. En dis nie wat die Here wil hê nie. Amen. Jy moet uitstaan vir die werk van God. Amen. As 'n mantel op jou lewe. Amen. Jou gehoorsaamheid so ver is goed. Amen. Maar jy's in daai, jy's unbalanced. Jy's te unbalanced. Amen. Jy's op en jy's af. Amen. Want ek sien daar was 'n som geld wat uit jou hande uitgeruk is. Daar was 'n som geld uit jou hand uitgeruk. Ek weet nie wat u gedoen met die geld of wat. En u bekom om die geld te hê nie, maar dit is beroof van nie. As dit so, kan ek dit nog op my kry miskien? Dat die mense nie dan praat leens nie. Amen. Kan ek omgee dat hy self was. Was dit so? Wat het gebeur met die geld? Sagter. Ik heb lang geteken voor de president van God, dat was om een jaar en een half. Dat ik wel gewerkt heb en ooit was onder een vrijdag op fire. Van de partij was ik gesteld daar. Dus mijn God en hij heeft dit ook die Here gedoen. Maar ik heb die Here min vertrouwd, sy woord en sy krag. En jy was vals beskuldig, maar omdat jy betrokke was in die verkeerde crowd. Amen. Iemand het jou gedreig, het u gedreig. As iemand wat u gedreig het en u begin in depressie lewe want die persoon dreig u.
Is dit so? Wat het gebeur? So ik was vastgevangen aan een drugtip, maar niet voor lang. En dat het zo effect op mijn leven dat ik teruggetrokken is en alles wat ik doe. Dus, Maar wie is die wat u gedreig het? het was niet een persoon die ik voel, dat is die Satan dat mij vasthoudt. En ik kan niet loskomen van die dingen. Maar die Here wil jou restore. As ek praat van verhoudings, is daar verhoudings, as jy getroud word. Ik is getrouwd met hem. Die Here wil 'n spel breek. En ek sien ook die vrou, as die vrou hier. Amen. Daar is die vrou. Kom. Amen. As ek profeteer vir iemand hier en is betrokke, kom. Amen. En daar's ander wat u deur 'n gees getreiter word. As dit so. Hy gees molesteer u. Nou, voor u hom ontmoet het, die persoon wat u gehaat het, het u geabuse. Dis die eerste. Heel eerste. Maar u kom met 'n vorm van abuse uit. En hy gees het nog nie vir u verlaat nie. En u het nog altyd hy vrees. Daar was kwaad as hy net hier nie. Amen. Baie profete van ons alles uitblaken. Ek is nie profete die waar is. Ek het net die function, net die spirit of prophecy. Amen. Ek kry 'n profeet. Die sound. Dankie nou van God, die sound. Amen. Spirit of prophecy. Want so was tussen die profete en die profetering. Dus sê hulle, maar hy is nie profete, hy is 'n koning. Amen. En jy moet uit die juk uitkom. Amen. Dat is die evangelis. Hy dra groot getuie. Groot getuie. Amen. God het hom gered. Dit was genade wat hom hier gebring het. Dit was genade. Dit was gebede. Het jy nog 'n moeder? Waardera. Waardera. Amen. U dink dat die nafywer iemand van die broers en susters, u voel zich gefavored jaar nie. Amen. En is deel van die veiligheid wat u deurgegaan het in die lewe, want die vyand u misleid te sê dat u maat nie so lief soos die ander. Die gevoel is 'n swart skaap. Amen. Het jy gebede? Was dit so? As jy gebede, wat is so, wat u vandag nog aan die kant van die lewe is. Wat die dokters in hier gespuit vir iets? En ek sien dat tipe infeksie gehad in die liggaam, in die long of so iets. Ek sien daar's 'n probleem met die longe. Amen. Daar's iets in die longe. En sommige keer raak het benauwd. Sommige dagen. Waarom tye, as het warm is, amen, wat is er iets om u te kwel? Jy hou nie van 'n benauwde spysie, as het so, jy hou nie van 'n benauwde spysie, as het so, jy hou nie van 'n confined plek is, tight spaces, dis hoe ek sê, as iets in die longe, amen, jy kan nie in 'n tight space as jy dan, nog ja nou. Ek weet nie, maar pa, ek gaat seker maar deur 'n proef moet gaan eers. Maar die Here het jou geroep. Amen. God het jou geroep. En die Here gaat vir jou tyd vroosie bring. Amen. En dat is die enigste blokkasie. Nou, aan finansiëel stak jy 'n bietjie. Amen. Jy strak op finansiëel bietjie. Amen. Jy seentjie. Jy soek 'n seentjie. Dis wat ek wil vra. Die Here het vir seentjie gegee. As ons nie waar is. As ons nie waar is. As ons nie waar is. Want iets so lang, jy sê ek het dogters my, ja, ek soek 'n seun. As klaar gesien, nie waar nie. As jy nou. Jy kan homself kom sê.
zoeken. Dank je man van God. Dank je Here. Die salving vandaag. Van de Paulus. Van de Paulus. Leg je aan. Leg je aan. In de naam van Jezus, we breken die spel van die vijand van je leven af. Man van die Here, hoe kom het in die company begint die? Hoe kom het in die company begint die? Hoe kom het in die company begint die? Die helpers was daar en u was in vrees. En ik gevlug voor die aangezicht van God. Want ik zie, is een man wat wealthy moet geweest zijn. Wat is maatschappij moet het geweest wat u wil gestig het? Niet die voortgegaan. Ja, dat is nou. Als ik voor mijn oor voor u kon leren. Om te zien wat ik zie. En van dat dit niet beginnen gebreken. Nou, in die begin dit. Ik mag beginnen met die old jobbies. Van wie werk je nou? Maatschappij, private maatschappij. Jezus. Je moest een baas wees. Voor die het u gezien, u tel geld. Als het droom wat u gehad hebt, voor u ding begint het. Die ding moest begint het. Toen tel u geld van die grond af op. Maar coins. Ik weet niet wie zo'n droom gaat, het tel coins op. Of iemand geeft u coins. Als je die droom krijgt, moet je weer, je financiën worden getekt. Zo zie je die hars. Dat je financiële zaken wordt getekt. Cholesterol. Sukkel jy nie? Cholesterol. Amen. In de geweldige moegheid. Moegheid. Amen. Men kyk na je gezondheid maar. Dat is waar je erin staat. Amen. Als u langer wil leven, als u nog je achterkinderen zal zien, dan zal u kijken naar je gezondheid. Amen. Van ik zie die hartklippen, maak je open. Het maak je recht open. En sommige keer bestaan in je zweet, maar in die werk gedaan is. Amen. Maar maak je handen open. Die is geld aan die. Hoe ze ons schreeuwen is die geld te baas geweest. Die waren het is hier, weet niet. Ik werk ook ik. Ik werk voor de Heer. Amen. Ik weet voor de Heer. Ik bekommerd over het eerste zien. Ik bekommerd over. Het is zien wat u. Als mensen nou praten van hem, als dan die mensen slag om. En zo ziet hij maar eens. Hij kan nou hoeveel keer dat hij is zien. En u ziet iets aan hem wat je niet ziet. Je geeft op, maar u wil niet opgeven. En van u zien hoe u was aan hem. En dat spel moet je u verbreed worden. Amen. Dat is een generational weg. Hij was bekeerd toen vallen en helemaal weg. Ja, maar hij is nog, ik weet niet eens terug op die pad. En 5. Dat is niet een grote. Die grote, die jouw grote. Geen meer van die aandacht. Geen beetje meer van die aandacht. Weet je, mijn 7-jarige kind, mijn oudste zoon, die droom, ik heb niet gedroomd 7 jaar oud. Maar hierdie man, hierdie klomp die ontmoet van Jezus, ik heb nog niet die Heer gezien. Ik bid elke dag voor 4-5 uur, maar ik kan niet die Heer zien zoals hij hem zien. Hij nog die dag gezegd mij hoe die Heer lijkt. Ik vraag hem, hoe lijkt hij? Ik dus op kind in de hond, hoe lijkt hij, waar hij aangaat? Wat daar? God gaat niet van beneden, de grondgebied gaat goed aan. Goed op onze brengen van vandaag. Amen. En de hoofdpijnen. Dank je, Jezus.
stel my pa, sa hart. Power Holy Ghost. Power Holy Ghost. Thank you, Jesus. En die ministry, die bediening mo. Legalistisch. So easy, die leier van die bediening. Vertel hem van die leierschap. Wat ik nog wil zeggen? Ik praat in rijsels. Vertel hem. Roepen maar. En pa, ik heb ooit gezegd. Vertel hem van die leierschap. Wat padre draai. Wat padre draai. Wat padre. Soos hulle sê, like vader, nou, my geestelike pa is ook hier, en my fisiese pa, apostel Gianna Oba. Apostel was erg. Ik is erger. Amen. Ik raak erger. Ik is erg. Amen. God gaan vir u deurkom. Moenie waarom u begin te doen. Moenie bekom as u begin te doen. God gaan deurkom. Amen. Amen. God gaan deurkom. God gaan die sluise van die hemel vir u oopmaak. Amen. Amen. Die onmoontlike wat nou onmoontlik lyk, gaan moontlik word. Amen. Neem gou 3 stappe vorentoe. Ek sien 3 jaar verander die hele situasie. Verander die hele situasie. Amen. Die Here sê nie maar van. Die Here sê nie. Pa. Strop wil u aanval. Omgaan. Ek sê nie dit is daar nie. Hy wil die aanval. Amen. Ek het een probleem. Wat wat ek sê. En die Here wil nie genees. Amen. Die Here wil u heel. As jy iets sensitief en ek wil dit hier deel nie, dan kan dit nie deel nie. Amen. En ek vertrou nie die Here. As dit ander gaan lê, gaan u verandering moet sien. Amen. Dat jy aan. Kom ons bid daarby. Maak hom gou so. Voel hom gou nou. Hoe voel hy nou? Hoe voel hy nou? Hoe voel hy nou? Baie beter. Ek lyk soos Jelly daarin. Dis Jelly. Amen. Amen. Jy sien Jacob se Robin was uitgeraak. Van Jacob het 'n vrouprobleem gehad. Toe moes hy ry been uitskryf. Amen. God gaan restore. Amen. Die Here sê. Amen. As ons die baas. As ons die baas. Moeder, ek het baie visies gesien. Ek het baie visies gesien.
visies. Nee, ek praat nie, staan goed dan. Ek praat nie drome nie. Daar's verskil van drome, visies. Kom ek doen ons so gesigte. As dit eers gestop. En is bekommerd. Want die Here praat nie meer deur daai kanaal nie. Selfs 'n droom is 'n taal wat verander, wat vertaal moet word. Maar sê genoeg. Maar dit sê genoeg. Dankie Here. Die Here gaan visies weer restore. Amen. Moet jy jouself onder druk sit nie. Is dit baie keer jouself onder druk? Is prys jouself, is dit self op jouself prys. Amen. En jy wil probeer alles op u pad. Amen. En jy voel baie heavy. Amen. En dan wil jy vyand jy mislei om te sê jy moet in depressie val. Jy moet aan mekaar dokter toe gaan. Dit is nog maar. Ek sien nie heel nog oor die ma se graf. Amen. Ek het nie ma geken. Maar ek sien nie heel nog oor die ma. En ek nie want ek sien die ma staan op. Amen. Maar julle moet nie verkeerd as ek sê die dooie van die imam se gelowige. Amen. Want ek sien die gees van die ma staan op. En sy vertroos nie. Dus hier staan sy by sy vertroos nie. Amen. Van die gift wat die ma gehad, die ma was diep. Die ma was diep. Sy kan 'n visie kry en is net so. En ek sien die ma vertroos en iedereen verlang vir die ma. Want so die onder pad is. Die hande, wat my keer die hande sommige kere trek het styf. Die hande trek styf. Arthritis wil aan, op plaas vind. Het kom sommige keer hier af op. Amen. En maak het lam. Amen. Een lam. Dus kom ek sê, ek bly dokter toe gaan. En mild migraines. Mild migraines. Die kry geweldig. Die oor is besig om swak te raak. Die Here wil u herstel in die posisie. Dat is niks wat u gedoen het. Yes, Lord. Spreek man van die Here. As wanneer daar is, die heaviness wat u op myself sit. Is net die heaviness. Amen. Is te heavy. Amen. En dit maak dat, jy sien wanneer jy gaat slaap in die aand en jy gaat ooreet jou. Nou, jou kos vat 4 tot 6 uur om te verteer. Nou kan die gees van God nie kom nie, want jou body is te zwaar. En die gees van God contact met jou kan maak. Selfs wanneer ons belast met te veel dinge, maak het ons heavy. Dat die Heilige Gees nie kan penetreer om sy woord aan jou bekend te kom maak. Daarom is het belang om lucht te gaan slaap en nie zwaar. Amen. Ren ook al vandaan toe, moet nie die hele pot sop eet hier die waar is. En wie as jy die Here vandaan? Die liefde wat u vir hom het. Die liefde wat u vir hom het. God grace jy omdat u hom so lief het. U sy woord so. Jy sien God, ek kan God lief het, maar as jy sy woord ook lief het, as beyond. As beyond, halleluja. Wanneer die woord van die Here eet soos man, halleluja. Met die liefde vir God sal word. Amen. God gaan die heaviness afbreek. Amen. En God gaan vandaan deur u werk. Amen. Straf elke plan van die vyand. Ek gebied elke siekte wat hulle oorneem en oorvat. In die naam van Jesus. Elke migraine is hier terug. Halleluja.
breek elke spel van die vyand van die lewe af. Elke swaar las en bekommernis van die skouers af. Parolios! Jesus. De kracht van de Heer is op hem. De kracht van de Heer is op hem. Halleluja. Jongen, hou je van instrumenten speel? Ja, ja. Hou je van instrumenten speel? Hou speel je keyboard? Wat speel je? Kom. Kom. Speel je enige instrumenten in die kerk? Ik zie die vijand dit jouw mind geslikt. Dat je normaal moet kan functioneren. Amen. Dat de tragedie met jou gebeurt. En die vijand blokt je mind. Is die maar hier? Laat die maar komen dan. Kom. Wat moet hom gebeur? Want sy mind is nie, hy is nie homself soos hy hier staan nie. Dis nie die persoon wie hy moet wees nie. Amen. Wat moet hom gebeur? Hij was zo van jaren was in het hospitaal. En tijd ervan. So. Maar hy hou van muziek. Hy is lief van muziek. Amen. Kom naar voren. Mag jij nou op? Halleluja. Jezus. Wat gehoor. Dank je wel. Hij is baie lonely. Hy het 'n gees van eensaam en hy voel verwerpe. Maar hy voel verwerpe. En hy is bang vir mense se woorde. Hy is nie bang vir mense, hy is bang vir die woorde van mense. Amen. Daarom maak hy hom ook self nie betrokke met mense nie. Jesus. Want ek sien hy was getik by die hoek. Hy was by die hoek getik. Ieder swart achtergrond. Kom u van swart mens, van ieder swart achtergrond. En ek sien dat die groot great-great-grandvader het 'n offer gebring. En hy was in die goedjies by mekaar. Hulle moes die duis en bene gooi. Amen. En ek sien dat nie hoe hom gevra, daar's baie van die familie wat sy minds nie reg is nie. Daar's baie in die familie wat sy minds nie reg is nie. Want is getrek aan 'n boksnek op 'n altaar by 'n boom onderkant en op by boom is almal se minds, die hele lineage is daar. Amen. As die pa swart, of die ma. As die pa of die ma swart. Mijn pa. Pa. Sal hom af. Amen. En as ek kom ek sien die minds van almal. Het lyk amper so hele dankie reg. Dis nie van die Here af. Maar die spel word van elk gebreek. Nou, onder autoriteit, omdat geeste wat ek ken, kan ek nie nou die ding beveg nie. Ek kan hom nie nou beveg. En baie manne gaan nou die hande lê en dan wil die gees moet manifesteer. Nee. Ek sê, Paulus sê, moet jy haastig wees om hande te lê. Sê haastig. Ek praat met julle, maar ek hoor wat die Here vir my ook sê. So ek kan nie net kom hande lê nie. Want die gees is groter as ek.
Amen. Die ding kan op my bek vaai. Dit is maar net van hande lê. Soos ek sê, die is groter as ek. Daar is 'n rede hoekom die Here sê vir hulle in hierdie geslag gaan dit uit deur vas en gebed. Want hulle was nog nie, is nog nie op my level waar God hulle wil hê nie. Amen. Ja, ons kan ons sê God, maar asseblief die waarheid. Ons moet wysheid gebruik. Dis nie van hande lê nie. Jy lê hande, môre kom hy val hy gees vir jou aan. Wat nou? Amen. Dankie Here. Maar gaan dit hom verbreek. Nie ooit nie. Ag ja nou. As daar iemand is, musiekmaker, leer hom. Hou van musiek. Dankie Here. Saam van Heilige Gees se breek hierdie juk. Holy Ghost. Holy Ghost. Vader, bring sy gedagtes in sy wete terug. Elke lunatic spirit in hom. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Shapria Kapahania Seta, Le Capria Tesiate, Le Fratia Capriata, Le Sashiate, Le Kataka, Le Peprosia Sisha, Le Leishate, Le Leishata Katalika, Le Pebradia Tesia. Sê nou moet jy betaal vir die sondes wat jou voorouders gedoen het. As jy weer aan Goma was, hoor vir my vanaand, jy bring my oordeel in jouself. Jy is besig om met God te speel. As jy gelowig is, en jy is weer aan Goma, die waar is, ek gaan nie sê, moenie met my morsie, moenie met die Heilige Gees speel, as jy te loop kerk en jy is nog weer aan Goma. Ek haat hy ding. Hier bly ons. Hier bly Sangomas, hier bly ons. Ja, prys. Ons veg nou nog met dit. Ons moet sommer onder die radar van die Heilige Gees bly. Ons kan nie daar uit nie. As ons hier die waar is. Ek dink die Pinksters hier met juiging gaan te klere. Die van die bus mis. Pinkster gaan nie met juiging. Het gaan oor die fees van die Heilige Gees. Amen. Het gaan oor die fees van die Heilige Gees. Moeder, ek hier meisie kind. Dat is een rukkeloze eniekie van u. Een stabbel ene. Een stabbel ene. Kom gauw. Jy kan my wat sê. Hoe voel jy nou my broer? Halleluja. Amen. Ons moet oor weet jy wat sê nie oor? Hoe oud is jy nou? 18. Ek sien sy aan vroeg son aan. Sy is son. Sy het nou haar hele destiny opgelos. Nou, kinders is 'n seën van God. Dit is nie verkeerd nie. Die Bybel profeteer mos oor die ding dat kinders aan kinders maak. Maar u is bedroef daaroor. U is baie bedroef daaroor. Meeste van die kinders van u het in 21 skoon gedaan. En baie van die kinders voel haar, as hy die jongste, as hy die oudste. Wie die oudste? Het die oudste skoon gedaan, at 21st. Die seens. Maar net sê bring. Sy steeg die bloed op. Sy steeg baie en hier ek sommige keer siek daaroor. Weens die ding in haar. Amen. Ons het trouwens nie gedaan om verandering te bring. Amen. Jy bid baie vader. Dis baie. Sy sê ook
Sy sê, u tree baie die seun voor. U verdomeer die seun. Sy sê dit vir u. Sy sê soos dit is. En sy maak die hart seer nadat u so baie vir haar doen. Amen. So baie vir haar doen. Nou sit sy met as sy is tevrede met die oukie wie sy dit het. Sy is nie tevrede, sy is nie tevrede met die persoon wie sy die kind nou mee het. Amen. Kan dat mens nou so ver gaan om te sien. Het kost jou om die sound te hoor. Om te verstaan wat die hart van die mens spreek. Amen. Maar die waren die lichaam, die val af en dan kom je weer in gewig. Ja, kom. Die gewig, die val af, dan kom je weer op. Want ik zie dat ze as 'n skorpioenspinner wat op die is. Amen. Want iets met bloed te doen. Ek weet nie gaan nou verward wees. Die gees sê geen bloed. Verstaan jy wat ek sê? Verstaan jy in Afrikaans? Ek tel gewig op en die val weer af. Is dit so? Nee of ja? Niet opnieuw. Ik kan met die praten, want de Heilige Geest kan mij van aanwijzen. Dat is maar niet wat ik doe. Amen. Zo, begeer het me. Amen. Zo kan je die tijd missen. Leg je aan op. Dank je, Heer. Dank je, Heer. Holy Ghost. Profeet moeder op. Ik zie dat is iets in haar huis wat je recht is. Dat is iets met jullie moeder wat je recht is. Hey. Wie zegt? Praat. Wie zegt? Maar ik lijk zo voor haar. Nu waar ik die berg is nou klaar, ik ga nou klaar maken. En ik kan zien jullie wel eens toe gaan. Amen. Ik kan zien jullie wel eens toe gaan. Lijkt mij jullie wel eens toe gaan. Amen. Ik werk je morgen niet. Ik heb hier werk je baas. Ik werk je morgen niet. Leg jij nou. Bij die waren niet onder het bloed gezien. Was niet bij die slimme mensen. Was u samen met iemand bij die slimme mensen? Ja. Oké, dat is niet de vraag. Ja. Dat is niet een profetische vraag. Zeg jij nou? En iemand die echt maat zijn. En die is afvallig is hier u. U is deel in zijn afvalligheid. Want u wil onbeheer. U wil onbeheer. En wie u als je jong man wil beheren, in die geest van Jezebel, wat op Agab, en dan zijn we op Agab zijn kop gezet. En het toegelaten, ja, halleluja. Als we zien die waar is, kan ik voor een amen zeggen. En als zij dat doen, hoor wat ik hier zeg. Dat is hoe mooi. En zij willen door man zijn kop zetten. Als de recht doen het. Moet nog eens stil zitten. Luister wat die Bijbel zegt. Wat het Sarah en haar man gedaan. Oh, ik zie. Als jij het doen, je gaat verloren gaan. Ik zo spreek, je gaat verloren gaan. Je gaat verloren gaan. Wie is de woord van die vrouw?
Man is bang nie. En dan geen pak moet wees. En vrouw, wie is er van jou? Ik is haar hoof. Amen. Die enigste manier hoe jy jou man kan beheer, as jy jou man respect en jy wys jou man wat het is om te submit onder hom. Nou onder jou submit, hoor wat sy doen as in 2 woorde gedeel. Submission. Jy sub onder die mission van die man wat die Here hom gegee het. So as jy nie sub onder die mission wat God die man gegee het nie, en jy verstrooi die mission wat die Here die man gegee het, dan is hoekom ek sê jy gaan verlore gaan. So ernstig is dit. Amen. Nou praat ek hier saam. Laat op die hande mama. En die rede hoekom ek so sê, die rede hoekom ek sê die Here het 'n behaag in u. En in die diensbaar, is baie diensbaar vir God. U het 'n liefde vir God. Maar daai deel. Amen. Maar die Here wil u verlos. Amen. En God gaan u verlos aan die. Amen. Kita verlos aan. Verlos. Dat is hoe je je man beheer in submissie. Dan kan je mijn man toeren. Amen. Je kan mijn man toeren. Je kan alles doen met krijgen. Amen. Stel gewoon man uit. Doe goed dat je. Je schel hem uit. Dat gaat niet doen. Een man houdt niet van nog een man in je ziet. Als je niet waar is, een man zoekt nog een man in je ziet. En jullie jong vrouwen, gaat naar die oude vrouwen toe. Wat je ziet is recht. Dat jullie ook aan school om een man te onderhouden. Je onderhoudt een man met je respect en je obedience. Jij kan hem bouwen, of jij kan hem breken. Als je ziet die waar is, jij kan hem bouwen. Wie was die ook van die man? Die vrouw. Wie is er zondag? Die vrouw. Nou, maar ze niet slaap gemaakt, mijn zuster. Want als die man gezien heeft hoe zijn vrouw gemaakt wordt, dan heeft elke man zijn eigen vrouw gemaakt. Die Here is hier. Kom ons gee die Here 'n soliede prys.